Goed, ons gaan vanoggend kortliks stilstaan by twee skrifgedeeltes. Eerstens Jeremia 1 vers 11 tot 19 en dan net twee verse uit 2 Timoteus hoofstuk 3. Jeremia 1 vers 11. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê: "Wat sien jy, Jeremia?" En ek antwoord: "Ek sien 'n amandeltak." Toe sê die Here vir my: "Jy het goed gesien, want ek is wakker en amandeltak of amandel in die oorspronklike Hebreëus, broer en suster. Vanoggend se preek, daar soveel in hierdie teksgedeeltes, ek sal nie alles in een preek kan indruk nie, maar net interessant, die amandeltak in Israel is die plant elke jaar wat eerste bot. So, dis interessant dat amandel en wakker is twee Hebreëse woorde wat baie na aan mekaar is. Praat van woordspeling. En dis die tegniek wat ons baie in die Ou Testament kry om die betekenis van wat daar geleed word te verbreed, te verdiep. Met ander woorde, wat die Here ook sê in Hebreëus hier is, ek is soos die amandeltak, is ek wakker, is ek eerste. Is ek wakker, vroeg wakker, gou wakker. Hoekom wakker? Om my woord te volbring. En die woord van die Here het vir die tweede keer tot my gekom en gesê: "Wat sien jy?" En ek antwoord: "Ek sien 'n kokende pot wat van die noorde af kyk." In ander woorde, 'n pot wat kyk is 'n pot wat al besig is om oor te hel. In die oorhel van die pot wys vir jou uit watter rigting die pot kom. Ek kan sê die pot staan in die ooste of in die weste, maar as die pot dan 'n rigting aandui deur oor te hel, dis hoe hy van die noorde af, die Here vir hom verduidelik, die noorde, is baie belangrik die noorde, ons sal nou sien. Ek sien 'n kokende pot wat van die noorde af oorhel. Toe sê die Here vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor al die inwoners van die land Israel, insluitende Jerusalem. Want kyk, ek roep al die geslagte van die koninkryke van die noorde, spreek die Here, en hulle sal kom, en hulle sal elkeen van sy troon neersit by die ingang van die poorte van Jerusalem, en teen al sy mure rondom, en teen al die stede van Juda. En ek sal my oordeele oor hulle uitspreek, weens al hulle boosheid, dat hulle my verlaat het, en vir ander gode rook laat opgaan het, aanbid. Dis die manier hoe jy destyds 'n God aanbid het, jy laat rook opgaan, en jy gooi klein houertjies vol vloeistof gooi jy uit. Dit word vandag nog gedoen in van ons wêreldse godsdienste. En vir ander gode laat rook opgaan en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het. Hoe sê dit, die Jeremia boek is nie bedoel om op 'n leë maag te lees nie, en nog minder as jy in die nag nie aan die slaap kan raak nie. Dis een van die skokkendste en miskien die hartseerste Bybelboek in die Ou Testament wat daar is. Jeremia, die Jeremia boek is geskryf toe Israel se tyd in die beloofde land tot einde gekom het. En wanneer ons praat dan van Israel, die klem op die suidelike twee stamme van Juda en Benjamin. Op daai stadium was daar al meer as 100 jaar gelede meeste van die noordelike 10 stamme van Israel alreeds weggevoer as ballinge, as slawe, maar wel na 'n ander land toe, Assirië. In ander woorde, dit was die vernaamste vlaag. Daar was vlaag. Dan is daar mense weggevoer, dan's daar weer mense weggevoer, dan's daar weer 'n klomp mense weggevoer. Ek dink daar was eers soos 4 of 5 vlae van, en hier in Jeremia, die laaste van hulle wat oorgebly het in Jerusalem, Juda en Benjamin in die suide van Israel, word dan weggevoer as slawe. Met ander woorde, tussen 750 en 800 jaar nadat Israel vir die eerste keer as slawe van slawerny verlos is, deur uit Egipte uitverlos geword het, is die Here hier besig om aan te kondig dat hulle weer weggevoer gaan word as slawe. Eers verlos uit slawerny, en daardie maand voor hulle ingetrek het, na die 40 jaar in die woestyn, waarsku Moses vir hulle, dit gaan gebeur. In 750 tot 800 jaar later, gebeur dit. Ons begin vanoggend dan, waar ons gaan stilstaan by die begin, hoofstuk 1 van die Jeremia boek.
Ons kry hier in die voorafgaande verse die roeping van Jeremia om die Here se profeet te wees. En dan in die verse wat daarop volg, die voorafgaande 10 verse, kry ons dan onder andere Jeremia se beswaar daarteen. Hy sê ek is te jonk, weet nie wat om te sê nie. Hy maak beswaar, wat my baie dink soos ou Moses toe die Here hom geroep het. Ek kan nie praat nie. Verskonings. Maar dan in vers 8 begin hierdie hoofstuk draai. En is 'n onheilspellende wending wat ons kry. Wees vir hulle nie bevrees nie, sê die Here vir Jeremia, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here, om jou uit te red. Die jong man Jeremia het dadelik besef hy is in vir 'n ding. En daardie ding was net om die draai gewees. 'n Paar verse verder, vers 14, van die noorde af sal die onheil losbreek oor al die inwoners van die land. Broers, dit was 750, 800 jaar van geslag na geslag, profeet na profeet na profeet, wat die Here gestuur het, herhaaldelik, onophoudelik. Hou op om julle buurlande se gode te aanbid. Kom terug na my toe. Aanbid en dien my. Kyk hoe het ek vir julle gesorg. Het die Here gepleit, gewaarsku, gevra, gesoek, Israel gestraf deur 750 jaar. Die meeste van daai tyd het Israel en Israeliete onder strawwe gelewe. Die Bybel sê vir ons, die geslag van Joshua, wat die persoon was wat Israel in die beloofde land ingelei het, daardie geslag het die Here gedien. En dit was die einde. Daarna het Israeliete weggedraai van die Here af. Die afgode aandien. Hulle het getrou met die vroue van daardie volkere rondom hulle wat afgode gedien het, wat die Here gesê het, bly weg van hulle af, hulle gaan julle wegrokkel van my af, wat toe gebeur het. En dan in die Jeremia boek, die Here se afkondiging, hy gaan nou finaal alle Israeliete verwyder uit die land, slawe gaan hulle wees in Babylon. Ons lees in die Bybel, 'n paar Israeliete het agtergebly van die armste mense, het die Here laat agterbly om die land te laat bewerk. Ons neem aan, dis ook die mense wat die getrouste was aan die Here, maar dis iets wat ons aanneem. Het jy al gevoel dat jy miskien iewers in jou lewe in dieselfde skoene as Jeremia is? Toe jy toe jy moet opkom vir wat die Here se wil is, om die Here se reg en verkeerd te verdedig. Moenie leuns vertel nie, moenie ontrou wees nie. Woon eredienste by soos jy beloof het. Hoekom skinder jy so? Jeremia 5 vers 8, soos vetgevoerde hingste, swerf hulle, daardie Israeliete rond. Hulle runnik, elkeen na die vrou van sy naaste. Immoraliteit, my broer en suster, is aan die orde van die dag. Dis op die nuus, maar dit is so na as jou buurman, so na as die kollega saam met wie jy werk. Vandag sien jy dat daar se wêreld wil nie weet van reg en verkeerd nie. Al wanneer hulle doen wat reg is wanneer hulle 'n te duur prys gaan betaal om te doen wat verkeerd is. Soos iemand opgemerk het, jy ry net so vinnig as wat jy kan betaal. Immoraliteit. En dan kom ons by Jeremia 8 vers 8, wat vir ons nog 'n kykie gee in die wêreld van daardie destydse oordeelsverdiende Israeliete. Hoe durf julle sê, ons is wys, en die wet van die Here is by ons. Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leunpen van die skrywers. Dit het so erg geraak, broer, suster, die Israeliete het vir hulle valse profete aangestel, wat vir hulle gedurig gesê het, dis okay, die Here is lief vir jou, hy is hier, hy sorg vir jou, hy sal na jou luister in alles. Daar's nooit uitgewys sonde wat verkeerd is nie. Daarom het die Here ook daardie mense baie erg veroordeel. Jeremia 8 vers 8, laat my dink aan die massas, my broer en suster, reg rondom ons in hierdie wêreld, in die oorseese wêreld, wat weet wat die Here se wet is. Hulle het dit geleer toe hulle kinders was op skool. Daar benewens sê die Bybel vir ons, die Heilige Gees werk elke dag in elkeen se lewe om elke mens te oortuig van 3 dinge: sonde, geregtigheid en oordeel.
Dis sonde as jy steel, moenie steel nie, dis geregtigheid. Jy gaan 'n prys betaal. Die hemel wag vir jou of die hel wag vir jou. Dis die werk van die Heilige Gees. Dag na dag, my broer en suster, vra maar vir dominees. Hoor ons die leuntonge, die leunpenne, die leuntonge van die massas goddelose en godlose lewens wat hulle sondes goed praat. Dit gaan dan finansiëel so goed met my. Ek wil jou 'n vraag vra vanoggend. Wat dink jy is die mees verskriklike ding wat kan gebeur met iemand wat 'n lidmaat was, getrou was, eredienste bygewoon het en dit glad nie meer doen vandag nie? Mense wat jy raakloop by die Spar, wat jy nooit uit die kerk sien nie. Hulle is op die boeke by ons land se Spar en by ons land se malls. Hoeveel van hulle vandag daag daarop waar hulle by 'n erediens moes gewees het? Wat is die ergste wat met sulke mense kan gebeur? Siekte, kanker, motorongeluk, finansiële krisis, ander tipe van teëspoed? My antwoord is nee. Die ergste wat met sulke mense kan gebeur, my broer en suster, is niks nie. Teëspoed kan nog voormalige Christene laat omdraai. Maar as niks gebeur nie, hoe gaan sulke mense tot inkeer kom? As jy finansiëel en andersins die Here nie meer nodig het nie, hoe gaan jy hom in die toekoms nodig kry? Dis werklik iets vreesliks wanneer die Here mense eenvoudig uitlos. Nie eers probeer om jou terug te kry nie. Dit is vir my die verskriklikste wat 'n mens kan gebeur. Niks nie. En dan troos hierdie mense hulle self. Die Here is mos genadig. Die Here is mos liefdevol. Hy verstaan my omstandighede. Jeremia 8 vers 11. Hulle wil die ineenstorting van die dogter van my volk op 'n maklike manier herstel deur te sê vrede, vrede. Maar daar is geen vrede nie. Mense kondisioneer hulle self, my broer en suster, deur hulle self vervaardigde leuns. Dit gaan finansiëel goed met ons. Dis moet die Here tevrede wees met ons. En dan is daar wat ek noem die moderne leuns. Dis veral teoloë en dominees wat vir jou dit sal vertel. Ons lewe tog vandag nie meer soos die mense van die Bybel nie. Dit is tog heeltemal 'n ander samelewing. Ons doen nie meer wat hulle gedoen het nie, ons verstaan nie, dis heeltemal 'n ander konteks wat ons lewe, en dan trek hulle strepe deur die Bybel se sondes. Hier is 'n boek, my broers, dit hier staan geloof wat regtig is, Bybeldagboek vir die belydenisgroep. Ek gebruik dit met die kategese groep, die graad 10s en graad 11s. En ek gaan vir jou vanoggend 'n voorbeeld gee van wat ek van praat. So wanneer jou dogter en jou seun na jou toe kom, jy vir hulle kan sê, o ja, ek weet waarvan jy praat. Kom ek lees vir u. Die opskrif is homoseksualiteit. Oor die verskynsel van homoseksualiteit moet ons baie omsigtig wees, want ons het hier te doen met mense wat hulle liggaamlike en sosiale posisie dikwels baie pynlik ervaar. My broer en suster, wat betref enige verskynsel waarmee 'n Christen te doen kan hê, moet ons omsigtig wees, want ons is 'n gemeenskap van liefde. Liefde is omsigtigheid en omsigtigheid is liefde. Hierdie is 'n vergadering, 'n weeklikse vergadering van Sondags, waar ons die Bybel oopmaak sodat ons die lig van die Bybel in ons lewens kan laat inskyn en net weer eens herinner kan word van die Here se prioriteite, wat insluit liefde en sonde. Hier is dit nie dieselfde as wanneer iemand seksueel gemolesteer word nie. Homoseksuele mense word dikwels deur die samelewing verwerp oor hulle seksuele oriëntasie wat hulle nie gekies het nie. Met ander woorde, ons praat nie van mense wat sondig optree nie.
wat iemand seksueel molesteer nie. Dis 'n ander saak wat die skrywer vir my sê. Ons praat van mense wat in seksuele oriëntasie het wat hulle nie gekies het nie. Dan is God 'n monster. Dan is God 'n monster deur vir daai mense te sê jy gaan hel toe terwyl jy nie daarvoor verantwoordelik is nie. Die Bybelgegewens oor homoseksualiteit, Levitikus, Romeine, 1 Korintiërs en Timoteus, wat hierdie persoon ten minste verantwoordelik hier vir ons weergee, en ek lees vir u, bring ons voor 'n probleem. My broer en suster, die hele Bybel bring vir ons telkens voor probleme en telkens voor oplossings. Die sonde wat ek mee besig is, wat die Bybel my by uitbring, wys op my probleem. In dieselfde trant agter die kap van die byl van daardie veroordeling is dit die Here wat sê ek is lief vir jou. Ek is daar vir jou ten spyte van jou sonde. Hierdie Bybelse verse, my broer en suster, bring ons voor in oplossing. Die Bybelse verse waar homoseksualiteit veroordeel word, is Bybelse verse van oplossings. Die oplossing van dis verkeerd, dis reg. Die oomblik as ek gewys word in my lewe deur die Here, deur die Heilige Gees op wat reg is en wat verkeerd is, kom ek by 'n oplossing uit. Die oplossing van my sonde is die Here wat dit en dit vir my sê. Ons praat die Bybel nie oor die verskynsel van homoseksualiteit soos dit wetenskaplik ondersoek is met verloop van die afgelope eeu en 'n half nie. Hierdie gedeelte broersuster gaan vir ons laat vir ons 'n kykie in hierdie persoon se verstaan van die Bybel. Hy gaan vir ons sê, sies tog, ons is jammer vir homoseksuele mense, daarom moet ons hulle lief hê. Dis al. En tweedens gaan hy vir ons sê, die wetenskap sê dan so en so en so. Met ander woorde, dis die wetenskap wat vir hom sê, ek glo dit. En die wetenskap word afgedruk op die Bybel. Dis nie die Bybel wat ek verstaan wat vir my sê wat die wetenskap voorsê nie. Die Bybel kwalifiseer nie die wetenskap soos dit moet nie. Die wetenskap is die nuwe Bybel. Dis wat die wetenskap sê wat vir my 'n streep laat deurtrek in die verstaan van die Bybel. Dis wat hierdie persoon vir hom sê. Sy God is die wetenskap. Daarom mag die kerk nie veroordelend staan teenoor homoseksuele mense nie. Nee, ons staan nie veroordelend teenoor enige mens nie. Dis die hele punt. Almal is hier welkom. Ek's die eerste een wat sê vir al wat 'n homoseksuele persoon is, jy's welkom hier. Ek gaan vir jou behandel soos enige ander lidmaat. Dieselfde liefde, dieselfde omgee. My broer, ek kan dit nie waag eendag om voor God te staan op die oordeelsdag en hy 'n vinger na my toe sê en vir my wys en sê, hoekom het jy nie die mense gewaarsku wat homoseksuele is, as hulle aanhou daarmee, gaan hulle hel toe nie. Hulle is dikwels van die eensaamste mense in die samelewing. Daarom moet ons as Christene hulle in die Christelike gemeentes verwelkom. Absoluut. Maar as die persoon vir ons dit sê in die konteks van sy artikel, dan dra hy dit oor dat hierdie mense moet geensins gewys word daarop dat hulle sondig is en dat hulle deur daardie sonde eendag deur God veroordeel gaan word soos die Bybel dit stel. Om te probeer verklaar waarom mense gay is kompleks. My broer en suster, die Bybel verklaar nie vir ons sondes nie. Die enigste verklaring vir ons sondes
is Adam en Eva wat in sonde geval het en daarom word elke mens met 'n sondige natuur gebore. Die Bybel kwalifiseer nie reg en verkeerd deur eers 'n verklaring te gee daarvan nie. Die Bybel sê nie, sies tog, omdat hierdie mense swaar kry, is die sonde wat hulle doen nie so erg by die Here nie. Dit gaan nie oor 'n verklaring nie. Dit gaan eenvoudig oor reg en verkeerd. In liefde, nie veroordeling nie. Ek het al hoeveel keer daaroor gepreek. Die Bybel sê ons moet oordeel. Oordeel. Ek moet oordeel wat is reg, wat is verkeerd. Ons doen dit heeldag. Jy doen dit elke slag as jy vir jou kind sê moenie, dan oordeel jy. Maar jy veroordeel nie. Veroordeling, sê die Bybel, is alleen dit wat God kan doen. Hoe veroordeel ek iemand? Jy gaan hel toe as jy hiermee aangaan, dis veroordeling. Dis 'n veroordelende voorbeeld. Net die Here kan en gaan dit sê, maar ek moet oordeel. As Christen moet ek juis oordeel. Want ek stap met 'n hele boek van God se reg en verkeerd in my lewe rond elke dag. Dis in my hart en my verstand en deur die Heilige Gees daar ingemessel. Sommige navorsers, nou kom hy vir ons vertel hoekom mense gay is, ons moet nou jammer voel vir hulle. Sommige navorsers sê dat daar 'n sterk genetiese komponent betrokke is. Ander se navorsing bewys dat hormonale faktore 'n groot rol speel. Nog ander beweer dat sosiale faktore soos molestering of opvoeding ook 'n rol kan speel in mense seksuele oriëntasie. Die onsekerheid oor waarom mense gay is, bring neer dat ons versigtig moet wees. Versigtig waarvoor? Ons kan dit nie aan 'n enkele faktor toeskryf nie. Wat die heel belangrikste is om te besef dat gay mense nie kies om gay te wees nie. Nou hoe kom jy by 1 Romeine 1 uit waar die Here homoseksualiteit veroordeel? En ek herhaal, dan is hy 'n monster. Deur mense hel toe te stuur oor dit wat hulle geen keuse oor gehad het. Ons is nie in die besigheid, my broers en susters, as Christene om uit te vind hoekom mense homoseksueel is nie. Dis nie waaroor die Bybel gaan nie. Die Bybel sê net dis verkeerd en dis reg. In liefde. Bybeltekste wat tradisioneel gebruik is om die beoefening van homoseksualiteit veroordeel, kan dus nie gebruik word nie. Kan jy glo? Dis in 'n boek wat kinders moet leer hoe om Christene te wees. Ek moes strepe doodtrek en deur hierdie boek is daar baie plekke wat ek vir die kinders gesê het, trek 'n streep deur dit. En dan verduidelik vir hulle hoe dwaas en hoe boos is dit en hoe die Satan se mense in die kerk geïnfiltreer het. Bybelse verse, my broers en susters, moet altyd gebruik word. Dis hoekom dit daar is. Net so min as mense wat 1000 jaar gelede gelewe het, vir mekaar gesê het, dis nou al 1000 jaar sedert die Bybel wat ons inlees geskryf is. Ons het so verander, ons gaan glo mos nou nie meer wat 1000 jaar gelede gebeur het. Broers en susters, die Bybel is baie duidelik. God verander nie. Dit wat reg is by hom, bly reg. Dit sal vir altyd reg wees, totdat hy weer kom. Dit wat verkeerd is, bly verkeerd. Dit sal altyd verkeerd wees, totdat hy weer kom. Die Bybelverse moet gebruik word. Dis die lig op ons pad. Dis hoekom ons 'n Bybel het. Dis hoekom ons die Here dit vir ons deur mense gegee het om vir ons te weet dis reg en dis verkeerd. Dit kan nie gebruik word om gay mense te etiketeer en te verwerp nie. Nee, ons verwerp nie mense nie en ons etiketeer hulle nie. Maar in liefde wys ons vir hulle uit wat is sonde. In plaas daarvan om gay mense te verwerp, behoort ons af te vra wat ons doen wat hulle dalk uitgesluit en verwerp laat volg. Volg ons 'n voorbeeld van Jesus wat ons geleer het om ons naaste lief te hê soos onsself. Hierdie is nie 'n Christelike opinie nie, my broers en susters, hierdie is 'n menseregte opinie.
Jesus volg ons sy voorbeeld, want Jesus het gesê, jy moet mense lief hê soos jouself. Volg ons sy voorbeeld? Nee, ek kom net nou daarby. My broers, is dit dieselfde Jesus wat gesê het jy moet mense lief hê soos jouself, het links en regs op mense se tone getrap. Hy is doodgemaak, vermoor, omdat hy op mense se tone getrap het. Die skrifgeleerdes in die oudstes en die senior mense destyds het hom vermoor omdat hy hulle boosheid aan die kaak gestel het, geopenbaar het, vir almal dit vertel het. Dis hoekom hulle hom vermoor het. Dis sy voorbeeld. Wanneer ons op Psalm 139 lees dat God ons wonderbaarlik aan mekaar geweef het, toe ons nog in ons moeder se skoot was, is sy vingerafdrukke op elke mens. Het ons dan die reg om sy maaksels, wat hom as verlosser aangestel het, te verwerp? Nee. Het ons die vrymoedigheid en het ons die opdrag om alle maaksels van God te wys op sonde wat verkeerd is? Die antwoord is ja. Net soos gay mense dikwels bang is vir heteroseksuele mense omdat hulle verwerping vrees, is heteroseksuele mense dikwels bang vir gay mense. Die rede hiervoor is meestal onkunde. Daar is te veel mites oor gay mense, dat soos gay mense mans altyd verfynd is en lesbies boets. Of dat alle gay mense promiscu is. Dit is enkele mites wat onwaar is. Promiskuïteit is 'n individuele keuse en kom net so baie onder homoseksuele mense en vroue voor. Dit gaan nie oor promiskuïteit nie, my broers, dis verkeerd. So nou is die persoon hier besig om sonde uit te wys. Hoe kom hy by sonde uit vir die eerste keer? Maar dis niks te doen met homoseksueles nie. As jy promiscu is en jy is heteroseksueel, is dit net so verkeerd as homoseksueles is heteroseksueles. Promiscu is. Ek sluit af. Om waarlik kerk vir mekaar te wees, moet ons uitreik na gay mense, vir hulle ondersteuning bied en by hulle leer. Ek lees nie eens alles. My broers, dit is wat vandag se jong manne by NG Kerk se kweekskole leer. Dis hoekom baie NG gemeentes al hulle NG lidmaatskap beëindig het en onafhanklike kerk geword het. Dis hoekom daar baie NG gemeentes is wat doeleer, treur. Hulle treur omdat die kerk se leierskap die Bybel 'n streep deurtrek deur hulle eie leringe, hulle eie sieninge in te gevoer het. Presies wat Jesus in die Bybel gedoen het met daardie godsdienstige leiers en dominees van sy tyd, wat die destydse wet van die Ou Testament verkrag het deur hulle eie wette in te voer. Hulle doen presies dieselfde ding. Ek sluit af. 2 Timoteus 3 vers 12 en 13. En almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Wat is die maklikste manier, my broer en suster, om vervolg te word? Deur wie staan jy die beste kans om vervolg te word? My antwoord is jou man of jou vrou. Vra maar die duisende mans en vroue wie se huwelike op die rotse geloop het, bloot omdat hulle liefdevol hulle Christenskap uitgelewe het. Vra vir my. Die uwe. Jeremia 1 vers 19. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red. Die res van die Jeremia boek, my broers en susters, is 'n eye-opener. Dis die profeet wat van die ergste teenkanting in Israel ontvang het van alle profete. Hy het hoeveel gebede gebid tot die Here oor wat mense aan hom gedoen het. Maar die Here het hom bewaar en gelei deur alles. Ons is geroep daartoe, nie terwille van myself net nie, maar van die wat ek mee in kontak is, my kinders, om hulle gereed te maak vir die toekoms, om hulle op 'n pad te lei van geestelike welsyn, geestelike sukses,
op die pad te lei waar hulle die Here ken as die een wat vir hulle deur alles dra. Die Bybel is vol van voorbeelde waar die Here jou dra deur dit wat jy moet gaan. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy gaan aan die ander kant uitkom, my broer en suster, 'n meer geseënde mens as wat jy was. Bovenal gaan jy aan die ander kant uitkom as iemand wat God gesien het vir wie hy regtig en waarlik is. Jy het sy almag gesien, sy krag wat jou bewaar het, sy krag wat jou deurgedra het, sy genade wat by jou gestaan het, sy liefde wat genoeg was vir jou. Sulke Bybelboeke wys nie net vir ons dit wat op die oppervlakte gebeur het nie, maar dit wat agter dit skuil, wat so kosbaar is vir ons en vir my en my lewe. Ons samelewings, die wêreld daar buite, my broer en suster, wat ek elke dag van lees, van die oggend tot die aand, is 'n plek wat al hoe donkerder word. Daarom so belangrik dat nie net ons voorberei is vir wat in die toekoms gaan gebeur nie, maar dat ons kinders voorberei. Dat hulle sal staande bly deur na die Here uit te reik en aan hom vas te hou. Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat daar 'n Bybel is wat vir ons u woord gee, u reg en verkeerd, wat ons nooit kan kwalifiseer deur te sê Here, maar die wetenskap sê so nie. Dit gaan nie oor verduidelikings nie. Dit gaan nie oor faktore nie, dit gaan nie oor kompleksheid nie, dit gaan nie oor navorsing nie. Niemand dat dit kom by die wil van die Here nie. As dit net eenvoudig swart of wit, reg of verkeerd. Help vir ons Here om vas te hou. Want wanneer ons uitlewe wat reg is ons 'n baken vir ander. Ons is 'n lig. Ons is 'n voorbeeld. Want dis waarvoor u sorg. Sekerlik almal wat godvrugtig wil lewe, almal sal vervolg word. Maar die heerlikheid van 'n lewe van waarheid en gehoorsaamheid aan u oorskry alle vervolgings soveel keer. In Jesus se naam. Amen.